Goeiemôre julle, Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar en vanoggend kyk ons na Numeri 19. 'n Hoofstuk wat iemand dalk verwag het om in die eerste paar hoofstukke van Levitikus te verskyn, wat praat oor offers en reiniging en die wette daar rondom. Maar as 'n mens daaraan dink, dan pas dit eintlik baie mooi hier in Numeri, want ons weet dat die volk se murmurering, vrees en ongehoorsaamheid hulle uit die beloofde land gehou het en dat wandel het in die wildernis vir 40 jaar. Met die woorde van die Here dat die bestaande generasie, soos wat op hulle harte was, sou sterf in die wildernis. Ons kyk hier na 'n moontlike 100 sterftes 'n dag en juist daarom sien ons hierdie offer wat deur die Here aan Moses en Aaron gegee word om die volk rein te hou, sou hulle in kontak kom met enige dooies of selfs die bene van iemand of die grafte van iemand wat gesterf het. Die opdrag was die volgende in vers 1. Die Here het vir Moses en Aaron gesê: "Ek gee ook hierdie voorskrif vir julle. Sê vir die Israeliete, hulle moet vir jou 'n rooi koei bring. Die koei moet sonder liggaamsgebrek of letsel wees en sy mag ook nie in 'n juk getrek het nie." Ek dink wat belangrik is wanneer ons die eerste boeke lees van die Ou Testament, om altyd te dink aan Jesus Christus. Ons lees in Johannes 5 vers 46 dat Jesus self die volgende sê: "Maar as julle Moses geglo het, sal julle my glo, want hy het van my geskrywe. En as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo?" Die volgende is opsommend wat ons lees van hierdie hoofstuk. Eerstens sien ons daar's 'n rooi koei. Die Here beveel dat 'n volmaakte rooi koei, wat nog nooit in 'n juk gedra het nie, buite die laar geslag en verbrand moet word. Dan sien ons daar's reinigingsas. Die as van hierdie koei word buite die laar op 'n skoon plek geberre en gemeng met vars lopende water om reinigingswater te maak. Dan die proses van onreinheid. Die enigiemand wat aan 'n lijk raak, menslike bene of graf raak, is 7 dae lank seremonieel onrein. En dan lees ons van die reinigingsmetode. Die onrein persoon moet op die 3de en 7de dag met die reinigingswater besprinkel word. Daarom moet hulle klere was en 'n bad neem. Hierdie hoofstuk is uniek, wat nie net vir die volk 'n seremonie gee of 'n reinigingsmetode gee nie, maar wat vir my en jou 'n diepe betekenis het en 'n heenwyse is na die verlossing en reiniging wat Jesus Christus eeue hierna vir my en jou gebring het. Soos die Israeliete wat daagliks aan die dood blootgestel sou word, so is ons en die mensdom ook daagliks aan die dood blootgestel wat sonde is. En dit is juist sonde wat ons onrein maak en ons verhoed om in die teenwoordigheid van die Here te kan kom. Ons slag nie meer rooi koeie nie, ons gebruik nie meer as om ons te reinig nie, en ons meng dit nie meer met water nie, maar tog het ons sy woord gekry, wat ons reinig, en na heiligmaking toe vat. Hierdie hoofstuk laat ons nie net dink aan wat Jesus vir ons beteken nie, maar ook laat dit ons dink aan die feit dat ons 'n heilige God dien, en dat sonde en ongeregtigheid nie in sy teenwoordigheid kan kom nie. Daarom is die weg na die Vader slegs deur Jesus Christus. So hoe verwys hierdie gedeelte dan na Jesus? Ons leer dan dat die rooi koei dien as 'n simbool na Jesus Christus, want ons sien dat die koei sonder gebrek moes wees. Die koei moes volmaak wees, sonder enige letsel. Dit wys na Jesus wat heeltemal sonder sonde was. Dan sien ons, die koei moes nog nooit 'n juk gedra het nie. Dit simboliseer volkome vryheid. Jesus het homself vrywillig oorgegee om te sterf. Hy is deur niks of niemand gedwing of beheer nie. Die rooi kleur van die koei die rooi dui na die kleur van bloed. Dit herinner aan die lewe en die bloed wat gegiet moes word vir vergifnis van sonde. Dan sien ons dat hierdie offer heeltemal anders is as die offers gebring deur die hoëpriester. Ons sien dat die plek waar die koei geslag word, buite die laar moes wees, en nie gedoen was deur die hoëpriester nie. Ons leer dan dat Jesus soos die koei ook buite die stad geoffer was, volgens Hebreërs 13. Gedurende die reinigingsseremonie moet die priester met sy vinger van die bloed vat, van die rooi koei en 7 maal in die rigting van die voorkant van die tent van samekoms sprinkel, wat dan ook dui op die 7 plekke waar daar spatsels was met die kruisiging van Jesus, waar hy gegesel en geslaan was, die doringkroon, die spykers deur beide sy hande en voete en dan die spies in sy sy. Ons sien dan ook tydens die verbranding van hierdie rooi koei, waar daar 3 elemente by die vuur gegooi word, wat dan ook sou verbrand word en deel maak van die as vir reiniging.
Die sederhout is 'n simbool van hoogheid, krag en onverganklikheid, omdat dit nie maklik vrot nie. Hyssop, 'n klein plantjie wat in die Bybel gereeld as simbool van reiniging en nederigheid gebruik kan word, kan ons gaan lees in Psalm 51 vers 9 wat sê, reinig my met hyssop, dat ek skoon kan wees. En dan die bloedrooi wol simboliseer die sonde self. Die profeet Jesaja sê, al was julle sonde skarlakenrooi, dit sal wit word soos sneeu. En dan laastens word hierdie as gebruik, saam skoon water, om die wat aan die dooies gevat het weer reinig te kry. Jesus was al hierdie en nog meer. Hy is die lewende water. Hy is die een wat ons geregtig maak en ons skoon maak van alle ongeregtighede, sodat ons in die teenwoordigheid van ons Vader kan kom. Sy bloed bring nie net redding nie, maar ook verlossing van die kloue van sonde oor ons lewens. Mooi dag vir julle.